Vanoggend, broers en susters, wil ek graag hê dat ons uit die woord van die Here moet lees. Genesis, die eerste boek in die Bybel, Genesis 37. Ons gaan net die eerste 11 verse saam lees. Want die hoofstuk kan mense in 2 dele verdeel. En dan op 'n later stadium liewer die tweede deel sal ek oor preek, natuurlik soos wat dit die wil van die Here is. Vanoggend net die eerste 11 verse, ons teksvers gaan vers 3 wees, en die tema van die prediking kom ook uit ons teksvers. Die tema is Jakob en sy gesin, Josef, die gunsteling. En ek weet, van u sal na die tyd vir my sê, dat ek weer 'n keer hier in Jakob en in Josef se siege wil inklim, en dit sou nie onwaar wees nie, maar hierdie gaan nie vanoggend 'n sielkundige preek wees nie, dit bly woord van die Here, sodat ons onsself ook 'n bietjie kan posisioneer en kan assosieer met of Jakob of Esau of Josef of enige een van die ander kinders ook. Bladsy 51 in die Nuwe Testament, in die Ou Testament, bladsy 51, maar voordat ons hierdie gedeelte lees uit die woord van die Here, kom ons bid eers saam. Almagtige Hemelvader, dankie dat ons hier by mekaar kan wees om in aanbidding voor U te buig. Dankie Here dat U genade vir ons nog steeds oneindig groot is, onmeetbaar groot. Genade wat ons nie verdien nie. Dankie dat U barmhartighede elke oggend vir ons nuut is. Ek bid Here, omdat U 'n genadige en 'n barmhartige God is, dat U ook daardie genade en barmhartigheid sal openbaar vanoggend, wanneer ons hier lees uit Genesis 37, en dat hierdie nie mense woorde sal wees vir die uitlegging daarvan nie, maar dat U Heilige Gees in elke een van ons se harte sal preek, want Here, U ken die omstandighede van ons lewens. U weet wat is die uitdagings in ons lewens. U weet wat is die mure wat vir ons onoorkombaar lyk. Dat U hierdie woord in ons harte sal uitlê en dat dit sal inbrand en dat ons ook so sal leef volgens wat U wil is. En dit bid ek in Jesus se naam alleen. Amen. Goed, die opskrif daar sal jy sien, Josef word deur sy broers verkoop, maar tot en met vers 11 is nou eintlik 'n aanloop en wat aanleiding gee, soos wat ek sê by 'n volgende geleentheid, gaan ons kyk na die verkopery van Josef, geskiedenis wat ons ken. Nou kom ons begin by vers 1. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. En Israel het Josef meer liefgehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Kan ek net verduidelik, dit is moeilik om die Hebreëse woord vir hierdie rok of vir hierdie kleed te vertaal uit die oorspronklike teks. So, wat hierdie woord ook kan beteken, is dat dit nie net 'n lang rok met moue is nie. Dit kan veral ook beteken dat dit 'n kleurvolle kleed was van duur weefstof. En die klem val op die duur, dat dit baie duur was om hierdie
soos wat hierdie vertaling nou sê, hierdie rok vir Josef te maak. Maar kom ons lees verder van vers 4 af. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad, wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land, toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n droom gehad, ander droom gehad, en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Ons lees net tot by vers 11 en vers 3, soos wat daar op die skerms is ons teksvers vir die prediking, en daar staan geskryf, en Josef, Israel, en Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom seun van die ouderdom, en hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Dit dan vanoggend die wonderlike woord van die Here, en mag dit werklik waar geseënd wees in elkeen van ons harte. Verlede Sondag, broers en susters, net om aan te sluit, want u sal weet dat die prediking van die Heilige Gees in mekaar hak, nie waar nie, en aan mekaar verbind kan word. Verlede Sondag het ons 'n baie belangrike, vertroostende belofte uit die woord van die Here gehoor. Eintlik het ons sommer 'n hele rits beloftes uit die woord van die Here gehoor, uit Romeine 8, sal jy onthou, maar die deel waarna ek vanoggend spesifiek verwys, kom uit Romeine 8 vers 28 en 29. En baie van u sal onthou, as ek dit lees, wat die woorde is in vers 28 en 29, daar staan geskryf, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, gelykvormig te word aan Jesus Christus. In ander woorde beteken dit, die wat God uitgekies het, en die wat hy geroep het, wil hy meer en meer soos Jesus laat word. Alles laat hy vir hulle ten goeie uitwerk, omdat hy hulle so lief het. En alles dan, my liewe broers en susters, sal jy weet ook, ek hoef dit nie eers te verduidelik nie, alles sluit ook dan in die swaar en die moeilik en die hartseer in ons lewens. En dinge wat moeilik is vir ons, wat dikwels ook deur ons eie sonde veroorsaak word met die keuses wat ons soms maak. Jakob, en ek gebruik die term Jakob, dat ons nou nie verkeerd deur mekaar moet raak met, praat ek van Jakob of praat ek van die volk Israel nie. Ek weet die teks sê Israel, Jakob het vir Josef meer lief gehad as al die ander kinders. En dit lyk nie
asof dit so 'n goeie ding in hierdie gesin was nie. En ek dink iewers, weet jy ook dalk van iemand, 'n ouer of ouers wat 'n kind van hulle voortrek, of wat dalk 'n kind se stoutigheid so 'n bietjie oorsien, en uiteraard is daar ook kinders wat dalk dink, my pa of my ma, hulle hou nie so baie van my nie. My broer of my suster is die gunsteling. Miskien, my liewe broer en suster, is dit in jou huis so. Miskien is daar van jou kinders wat daarmee worstel. En ek is seker, jy gaan waarskynlik 'n rede daarvoor hê. Ongeag hoe pap of hoe oppervlakkig hierdie rede is. En ek dink die eenvoudige vraag om te vra is of dit regverdig is. En ek probeer nou nie vanoggend vir kinders sê, ja, kyk hier, die dominee sê, jou pa verinneweer jou, of hy verwaarloos jou, want die ander een word voorgetrek nie. Hoor mooi, ek probeer nie skiet goed gee nie. Want dis die Bybel wat met ons praat elkeen vanoggend. En die Bybel vra as te ware vir ons as ouers, grootouers, oupa en ouma, het jy 'n gunsteling? En is dit regverdig? Is dit regverdig? Jakob het ook 'n rede gehad waarom Josef sy witbroodjie was. En dis gebore uit sonde. Dis gebore uit selfgerigtheid. En die waarskynlikheid, as jy miskien 'n witbroodjie het, die waarskynlikheid dat dit gebore word uit dieselfde as dit wat met Jakob gebeur het, is amper wil ek sê 100%. Jy sien, Jakob het troos gesoek in mense. En dit nadat die Here vir hom soveel beloftes gegee het. Nadat die Here met hom geworstel het en vir hom 'n teken gegee het dat hy geseënd sal wees. Die Here het vir hom gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel. Jy sien, die sonde van hierdie familie van Jakob was soos 'n kokende pot wat een of ander tyd sou oorkook met verrykende gevolge. En ons ken die geskiedenis. Ek dink die meeste van ons hou van die verhaal van Josef. Ons ken daardie geskiedenis en ons weet dat dit uiteindelik verrykende gevolge gehad het. Maar jy sien, my liewe broer en suster, die probleem kom al van Jakob se kleintyd af. Esau, Jakob se broer, was hulle pa Isak se lieflingskind. Daar was toe al 'n voortrekkery in die gesin gewees. En dit het by Jakob 'n begeerte na liefde. Dit het by hom, kan ons sê, 'n begeerte na behoort aan. Sien my raak. Hy het gesoek vir 'n vastigheid in sy lewe. En dit het uiteindelik gestalte gekry in die pragtige vrou Rachel. Nadat hy sy broer bedrieg het en vir hom gevlug het,
het hy waarskynlik gevoel dat hy ook uiteindelik iemand sou hê wat vir hom lief is. En ons ken die geskiedenis, so versot was hy op Rachel, dat hy 14 jaar vir haar gewerk het. En hierdie probleem, hierdie sonde, het hy net so oorgedra op sy kinders by haar. Teksvers 3 het gesê, Jakob het Josef meer lief gehad as al sy seuns. In ander woorde, Jakob se lewe het in werklikheid om Josef gedraai, omdat Josef sy lieflingvrou se kind was. Daardie stadium was Benjamin nog nie gebore nie. En ons het ook gelees van Jakob, ons het gelees dat Jakob nie omgegee het hoeveel geld hy op hom spandeer het nie. Want hy het vir Josef 'n pragtige kleed laat maak, met mooi kleure, was van dierstof gewees, weefstof, wat net die rykes van daardie tyd kon bekostig. En wat sê Jesus in die Nuwe Testament in Matteus 6, sê hy, waar jou skatte is, daar sal jou hart ook wees. En so het Josef 'n afgod in Jakob se lewe geword. En hierdie optrede, broers en susters, of kom ons sê, hierdie gesindheid van hom, het sy hele familie vergiftig. Dit het die pot laat kook, want by Josef het dit hierdie selfvoldaanheid gekweek. 17-jarige boegseentjie, hierdie selfvoldaanheid gekweek, en by sy broers het dit haat gekweek. Want ons lees sommer 3 keer in hierdie eerste 11 verse, lees ons, sy broers het hom gehaat in vers 4, en nie vriendelik met hom gepraat in vers 5. Hulle het hom nog meer gehaat, en ook vers 8, hulle het hom nog meer gehaat. En ek dink die spanning, kan ons sê, of die konflik in hierdie gesin, in hierdie familie, is in werklikheid vir ons voor die hand liggend. Wat ek daardeur probeer sê is, ek hoef nie veel nog meer daaroor te sê nie, maar ek gaan net enkele opmerkings maak. Waarom hierdie haat in die oortreffende trap? Ons begin by vers 2. Vers 2 het ons gelees, Josef het 'n slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. En dit beteken, broers en susters, nie so seer dat Jakob slegte nuus gekry het nie. Hierdie woord in die oorspronklike teks in Hebreëus beteken veel eerder, Josef het vals nuus gebring. Hy het gelieg oor sy broers. Met ander woorde, hy het liegstories aangedra by sy pa. Dalk moet ek dit matiger stel vanoggend. Dalk kan ons sê, hy het die waarheid net so 'n bietjie verdraai, net soos wat sy pa ook maar destyds bedrieglik die waarheid 'n bietjie verdraai. Maar ek dink erger as dit was dalk die drome. Ek weet nie of u dit ook kon raak hoor nie, as ek so 'n woord kan gebruik, hoe arrogant is hy daaroor nie. Want hy moes liewer die drome vir homself gehou het. Maar wat maak hy? Vertel vir hulle. Hy verkleineer hulle daarmee. Al was dit wat hy gedroom het, al was dit die waarheid, verkleineer hy hulle daarmee. En dit klink vir my of Josef, as hy Facebook gehad het, dan sou hy daai drome op Facebook ook gesit het.
net om bietjie hulle neuse daarin te vryf. En dit het sy broers woedend gemaak. Maar jy sal verstaan, broers en susters, die kultuur van destyds was nie 'n kultuur van jongstes nie. Dit was juis 'n kultuur van oudstes. Die oudste seuns het die meeste eer gehad. Die jongstes, hulle was die geringstes. Dis terloops een van die redes waarom Jakob sy broer Esau se eersgeboortereg wou koop, want eersgeboortereg het eer en status gegee in daardie Mediterrane samelewing van destyds. Maar asof dit nie alles net Josef, tog 'n tweede droom. En hy gaan verneder sy familie, nie net sy broers nie. Sy familie gaan verneder hy nog verder. Hy is so selfgesentreerd dat hy nie hulle gevoelens spaar nie. Hy het eintlik nie respek vir hulle nie. Want hy gaan weer na hulle toe en hy vertel vir hulle hierdie tweede droom ook. En hierdie keer insinueer die droom dat selfs sy pa en sy ma voor hom gaan buig. So astrant is hy dat sy pa hom daaroor in die bek geruk het. En ek dink as Jakob vandag se dae se woorde van baie ouers kon gebruik, dan sou hy ook dalk seker vir Rachel gesê het, wat gaan met die kind aan? Ek het hom nie so groot gemaak nie. Of weet hy? Wie het hom dan groot gemaak? Wie het hom van kleins af voorgetrek en nie die kwaad in sy hart aangespreek nie? Josef was op pad om 'n tipiese bedorwe brok te word. Maar dis, my liewe broer en suster, wat sonde doen. Dit bederf die wêreld. Dit maak die wêreld vrot, as ek 'n kras woord kan gebruik. Miskien moet ek dit persoonlik maak met die sonde wat ons doen. Waaraan ons ook al vanoggend kan dink, leenagtigheid, dink jy jou kinders kom nie agter as jy 'n leuen vertel nie? Gierigheid, dink jy jou kinders kom dit nie agter nie? Jaloesie, ongedissiplineerdheid, vuiltaal. Ons bederf ons kinders. Ons maak hulle vrot. Jakob se sonde het Josef en sy ander kinders se lewens bederf, sodat Josef se broers hom gehaat het. En net so kan ons sonde, die voorbeeld wat ons stel met die verkeerde dinge wat ons doen in ons lewens, kan ook ons kinders ongewild of ongeliefd maak in die gemeenskap daar buite. Maar jy sal ook met my saamstem, dit gaan nie in die eerste plek oor kinders nie. Dit gaan oor ontzag vir God. Dis wat ons kinders moet wys. Is hoe om respek te hê vir die verbondsgod. Die Bybel leer dat God se genade teen ons wil in ons lewens inbreek, dat ons gered kan word. Kinders, broers en susters, van kleins af weet dat hulle verlore is. Dis net die Here se genade wat hulle lewend kan maak. Net so met mense, gelowiges,
kinders van die Here, wat miskien by tye dalk so 'n bietjie vol van hulle self kan raak, wanneer dit met hulle goed of voorspoedig gaan, en ek bedoel nie noodwendig in materiële terme nie. Ek praat veral ook van die geloof, dat daar 'n geloofshoogmoedigheid kan ontstaan. 'n Soort van 'n trots wat dalk kan verander in 'n Josefs eie sinnigheid. En sulke mense verloor ook hulle respek vir ander mense se gevoelens. En daarom het sulke mense 'n vader nodig, vader met 'n hoofletter nodig, om hulle in die bek te ruk. Want ons het nodig dat die genade en die liefde van God op ons lewens inwerk. Met ander woorde, ons verhouding met God het nodig om van tyd tot tyd herstel te word. Die Engels sê eintlik makliker, vergewe my asseblief, reset of reboot, sê die rekenaar mos nie waar. Ons verhouding met God het nodig, wanneer ons vol van onsself raak, nodig om herstel te word. Wanneer ons nie meer die nederigheid en die sagmoedigheid van ons Here Jesus openbaar nie. Maar al hierdie dinge, broers en susters, en dis die genade van hierdie gedeelte ook, al hierdie dinge, al was dit vuil van sonde, laat God steeds ten goeie meewerk. En ek weet, ons het dit vanoggend gelees, maar ons ken die geskiedenis. God laat dit ten goeie meewerk, omdat hy sy verbondsvolk liefhet, omdat hy die wat hy uitgekies het, liefhet. Want die Here se doel is om te red. Sy doel is nie om te vernietig nie. Die konflik of die wrywing wat die drome veroorsaak het, word deel van God se reddingsplan vir hierdie familie van Jakob, om hulle uiteindelik, weet ons uit die geskiedenis in die Bybel, om hulle uiteindelik te red van hongersnood, in werklikheid moet ons sê, om hulle te red van die dood. Vandag is ons in 'n bevoorregte posisie, ek bedoel in hedendaagse tye, vandag kan ons seker wees, dat God alles vir ons ook ten goeie laat meewerk, omdat ons vir Jesus het. Omdat hy die opoffering gemaak het, om aarde toe te kom, verneder te word, aarde toe gekom, sodat die wêreld hom kon haat, sodat die wêreld nie vriendelik met hom gepraat het nie. Nie omdat hy selfgerig was nie, maar juis, en hoor mooi, juis omdat sy fokus op ons was. Ons was sy gunstelinge. Ons is God se gunstelinge. Mag die Gees van die Here vir ons elkeen ook hierin onderskeidingsvermoë gee. En as dit nodig is, dat ons ook daarin gesuiwer kan word. Amen. Kom ons bid saam. Liefdevolle Hemelvader, U is driemaal heilig. Die een wat alles geskaap het, wat regeer uit die hemele daarbo, die aarde is maar net 'n rusbank vir U voete. Ja, Here, daar is geen maat in hierdie wêreld wat die grootheid en die omvang van U liefde kan meet nie.
dit is net bokant ons verstand ontsaglik groot. En daarom kom pleit ek by U, Here, gee dat dit in ons harte ingebrand sal word vir ewig, dat ons sal weet, niks, maar niks kan ons skei van U liefde nie. En daarom laat U alles vir ons ook ten goeie meewerk. Ek bid, Here, dat U vir ons die onderskeidingsvermoë sal gee. Dat as daar iets krom of skeef is in ons gesinne, in ons families, dat U ons daarin ook sal suiwer, al is dit seer, en al is dit swaar. Dat ons met blymoedigheid kan uitsien ook te midde van U loutering. Omdat ons weet, U wil red, U wil nie vernietig nie. Ek bid dan ook vir hulle, Here, wat ly onder beproewing, wat die las dra van beproewing. Ek dink aan hulle wat siek is, ongesteld is, ek dink aan hulle, Here, wat hartseer is. Ek dink ook aan hulle wat al oud geraak het, en waarvan die tree al kort geraak. Dat U ook daar vrede in daardie harte sal gee as dit nodig is. Dat U ook daar, Here, as dit U wil is, uitkoms sal gee. Antwoorde op vrae. Ek bid vir elkeen wat vanoggend hier na U woord geluister het, ook elkeen van ons lidmate. Ek bid en pleit, Here, dat U met dit sal werk wat vir ons bemoei en wat ons belas. Dit wat in ons harte is, sodat ons U juk sal opneem en sal weet, maar U juk pas perfek, dat ons rus sal vind vir ons siele. En daarom bid ek met vrymoedigheid vir die uitdagings wat elkeen van ons in die omstandighede van ons lewens het. Here, U ken ons lewens, U ken ons harte. Dat U ook daarin vir ons vertroosting sal bring. Want soms is die mure voor ons so, dat ons nie weet hoe ons gaan oorkom nie. Dat ons nie links of regs kan gaan nie, dat ons ook nie kan retireer nie. Maar ons weet dat U mure, dat ons mure gedurig voor U is. Daarom bid ek dat U vir ons die krag en die wysheid en die insig sal gee om in aanbidding steeds voor U te buig. Om ons oog gefestig te hou op ons Here Jesus Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof. En daarom bid ek ook dat U ons werke sal seën die week wat voorlê. Ek dink aan ons kinders, Here, wat kosbaar is, wat U vir ons gegee het, dat U vir hulle ook sal seën en dat U vir ons sal bewaar van die bose. Dit vra ek ook in Jesus se naam alleen. Amen.